Dit is donderdag die 30ste Mei. Goeiemiddag, goeienaand. Ek kan voel aan die wind wat hier buite roer dat die winter nou wel op pad is en ek glo dat ons teen die naweek voluit winter gaan beleef. Hier in Appington word daar 'n 16 grade maksimum voorspel vir Saterdag. Nou ek het al voorheen vertel van my program So Terloops by Radio Roepsyn elke weeksdag tussen 9 en 11 en dat daar 'n dagboekgedagte is wat ek dan nou deel. So vanoggend se hulle sê jy kan by almal iets leer, al is dit net om nie soos daardie persoon te wees nie. Nou daar was 'n jong man wat gegaan het vir diensplig en toe hy by die huis kom toe vertel hy vir sy ouers hoe simpel is die korporaal met wie hy te doen het. Toe sê die jong man se ma of sy pa vir hom, maar daar's iets wat jy by hierdie korporaal kan leer. Nee, sê die jong man, nou wat, dit kan nie wees nie, wat sal dit wees? Hy hou niks van hierdie korporaal nie, toe sê sy pa wel, maar net om nie soos hy te wees nie. Nou okay, almal wat in die weermag was, weet, daar's 'n goeie rede hoekom die korporaals maar so streng was, maar die punt is, maak nou nie saak of jy nie van iemand hou nie, jy kan altyd iets by iemand leer langs die pad. Toe sien ek dat een van die kommentare op Facebook is, die man dink, dit is vreeslik staaks, hy wil hom doodlag oor die stelling. Toe sê ek, maar dis reg, jy mag lag daaroor, en dit is baie goed, as jy kan die humor raak sien in dinge in die lewe, al is dit ernstige goed. Ek wens ek het vroeër in my lewe geleer om nie dinge so vreeslik ernstig op te neem nie, en dit meer met humor te probeer benader. Nou ek het vandag met 'n vrou gesels wat maandagoggend nog voor die son opgekom het in die hospitaal was met haar dogtertjie. Die dogter is 9 of 10 jaar oud. Sy het 'n verskriklike slegte hoes en koors gehad. Toe gaan hulle hospitaal toe en die hospitaal het toe nou vir haar antibiotika gegee, waarop die liggaampie nie gereageer het nie. En toe hier by dag 3 toe sê hulle nee wag, hulle gaan 'n ander antibiotika probeer en nou gaan dit beter. So dit lyk my dis maar net 'n baie slegte, wat is dit, 'n griep of 'n verkoue? Seker griep. Maar daar lê toe 'n dogtertjie langs die vrou se kind wat opgeneem is en toetse gedoen en so aan en hulle het toe vasgestel sy is 'n diabetes. En toe die dokter nou vir die ma vertel oor wat dit is om 'n diabetes te wees en die aanpassings wat jy moet maak met dit wat jy eet en dit wat jy definitief nie moet eet nie. Toe sê die ma, maar dit is nou nog 'n uitdaging veral vir hulle, want daar is nie altyd kos in die huis nie. Nou kan jy vir jouself dink, dis hartverskeurend, en dan as jy nou nog met 'n siek kind sit, wat spesifieke soorte kos moet eet, jy het al klaar nie genoeg geld om deur te kom, om kos op die tafel te sit op 'n daaglikse basis nie, wat nou nog van spesifieke kossoorte. So toe ek terugry huis toe besef ek maar net, van al die probleme en die dinge wat 'n mens het om te hanteer, is dit wat jy gaan eet, gelukkig nie een daarvan nie, en kan 'n mens jouself al klaar weer bevoorreg beskou en is daar iets om oor dankbaar te wees. Maar ek het die vrou gesels toe nou oor die verkiesing van gister, en sy sê toe vir my, haar dogter het vir haar gevra, vir wie het sy gestem. Toe sê sy weet nou nie eintlik vir wie om te stem nie, want maak nie saak wie aan bewind kom nie, hulle is almal in elk geval ewe korrup. En toe wil die dogtertjie weet, nou wat is korrup? En is eintlik so oulik as jy dink aan daardie onskuld. Nou Bea, ons dogter word in Junie 15, en sy het ook na die dag, gister vir 'n vroutjie gevra, nou vir wie het Tannie gestem? Toe die vrou nou net vriendelik geglimlag en gesê, nee, dis mos nou nie iets waaroor 'n mens uitpraat nie, en toe wil Bea nou weet, nou maar hoekom praat 'n mens nou nie uit daaroor nie? Toe het ek nou maar net mooi vir haar verduidelik, daar is sekere goed waaroor 'n mens nie praat nie, en vir wie jy stem is nou een daarvan. Dis maar soos jou skoolpunte of jou salaris, mens deel dit nie met ander mense nie. En dis so kosbaar eintlik daai onskuld. Nou, toe staan en dink ek ook nou aan nog 'n ding wat ek en 'n skoolvriendin oor gesels het, is dinge wat kinders op skool behoort te leer, soos 'n persoonlike begroting, hoe werk 'n huurkontrak, hoe werk die koop van 'n huis, hoe moet jy begroot vir sekere goed in jou lewe, wat kom eerste, wat kom laaste, en so aan. Nou die koevertjie metode, ek seker daarvan jy is bekend daarmee,
As jy nou X aantal bedrag geld kry, dan sit jy nou in elke koevertjie kos, brandstof, verblyf en so meer, die bedrag wat jy daarvoor begroot het, en dan leef jy nou daarvolgens, en wat ook al nou oorbly, kan nou gaan vir lekker goed en lieksede en so aan. En toe praat ek aan my skoolvriendin en ons sê toe vir mekaar, maar nee, jy sê, hulle moet dit nou 'n bietjie in die skole inbring en dit vir die kinders leer. Toe spot ek nou en sê vir haar, maar miskien het ons dit op skool geleer, maar ek en sy het gesit en briewe skryf vir mekaar of die seuns dopgehou van wie ons gehou het. So die skole leer dit, maar die kinders gee ook nie altyd aandag nie. Maar dit is ook omdat kinders maar dink, hulle sal daai probleem hanteer as dit daarby kom, of hulle dink maar net, dit gaan nie 'n probleem vir hulle wees nie, want hulle het heeltemal 'n ander idee van die lewe. Nou ja, dan gee hulle nou nie aandag aan hierdie goed nie, maar iets wat ek ook baie belangrik beskou is om vir kinders te leer hoe om teleurstelling te verwerk. En dit is ook iets wat baie belangrik is as ouer om jou kind mee te kan ondersteun wanneer hulle teleurstelling ervaar. Ek dink baie ouers is geneig om dalk vir die kind te sê, ja, maar ek het vir jou gesê, dit gaan nie werk nie, of ja, kom nou oor dit, dis nou maar deel van die lewe, of wat ook al, en dan is dit nou die laaste ding wat die kind wil hoor. Niemand wil hoor, ja, ek het vir jou gesê, dit gaan so wees nie, en ook, jy moet nou maar net oor dit kom. So, hoe is 'n mens nou ondersteunend, wanneer iemand teleurstelling ervaar? Dit, dink 'n bietjie daaroor, want dit is flippend belangrik, en dit kom oor 'n mens se pad, dit is eintlik 'n gegewe. Daar sal teleurstelling wees vir jouself en vir jou kinders seker ook. Maar toe praat ek en die vroutjie nou oor die kind in die hospitaal wat diabetes is. En sy sê toe vir my, sy kry nou die kind so jammer, want hoe gaan 'n 9-jarige kind nou verstaan, wat is dit om diabetes te wees, en hoe gaan sy dit nou aanvaar en haar eie maak. Maar kinders verstaan baie beter as wat 'n mens dink. En dit is eintlik 'n ideale ouderdom om dit vir hulle te verduidelik. En dieselfde gaan vir teleurstelling ook. Of jy nou vir 'n kind verduidelik wat diabetes is, of jy vir hulle verduidelik wat politiek is en hoe 'n land bestuur moet word, maak nie saak wat dit is nie. Hulle verstaan baie beter as wat 'n mens dink. En dit is juist wat ironies is oor die ou dae, kan ek maar sê, waar kinders weggehou was van die grootmensgeselskap af. Kinders met hulle self besig hou of gaan speel, en die groot mense sit en praat in die sitkamer. Sitkamers is ook iets wat eintlik al uitgesterf het. Maar eintlik as jy daaraan dink, dit is presies waar die kinders moet leer. Dit is daar waar hulle leer hoe hulle moet optree, hoe om hulle self te handhaaf in 'n geselskap. Hulle leer mos nou by die ouers. Jy sal weet en kan onthou as van jou grootouers of jou ouers 'n storie vertel het. En dit is tog waar jy self geleer het en waar jy 'n verstand gekry het, was om vir groot mense te luister, om te hoor wat hulle oor en weer vir mekaar vertel. Kyk, kinders luister mos op hulle heel beste wanneer jy nou eintlik nie met hulle praat nie. En ja, dit is maar waar kinders leer, en 'n mens moenie hulle vermoë om te verstaan onderskat nie. Nou, toe ons nou praat oor die verkiesing van gister, en die vrou sê, maar enige iemand wat aan bewind kom, is ewe korrup, en die kind vra van hom, maar wat is dit? Wat is korrup? Toe dink ek nou, dit is soos ons kinders, M.J. stel belang in politiek en geskiedenis, en hy verstaan dit, en B. glad nie. Dit is net vir haar glad nie interessant nie. So om vir haar te verduidelik hoe 'n politieke sisteem of 'n land, hoe 'n land funksioneer, of hoe 'n land veronderstel is om te funksioneer, was nogal 'n regtige uitdaging, maar dit ek vir haar vertel, jy kan dit met 'n skool vergelyk. 'n Skool se perseel is nou byvoorbeeld die land, die skoolhoof is die president, die onderhoof is die adjunkpresident, en die onderwysers en die graadhoofde is nou ministers en so aan, en die klasse is munisipaliteite, en die onderwysers is munisipale hoofde, en die kinders is die mense van die land, wat moet hou by 'n stel reëls, maar die skoolhoof en onderwysers en graadhoofde het ook 'n stel reëls. So daar word van almal samewerking verwag om hierdie ding te maak werk. So hoeveel Bea nou daarvan onthou, of saam met haar sal vat eendag, kan ek nou nie presies bepaal nie,
Maar dit werk vir my, dis hoekom ek ook mal is oor gelykenisse in die Bybel, want dit is 'n storie waarmee jy iets kan vergelyk en dit dan beter verstaan. Nou ja, om teleurstelling te verwerk, glo ek is een van die belangrikste goed wat ons vir ons kinders kan leer, of as jy dan nou 'n ouer is, om te verstaan hoe om jou kind te ondersteun wanneer hulle teleurstelling ervaar. Nou jy sal weet, daar is 'n fyn sielkundige ding van as iemand vir jou sê, nee, dit gaan nie werk nie, of nee, hierdie verhouding van jou gaan nie hou nie, dan kan daai persoon dalk onbewustelik dink, maar ek gaan jou wys, dit sal werk. Net omdat jy gesê het, dit gaan nie werk nie. Nou gaan ek jou wys. Nou, in sommige opsigte is dit 'n goeie ding, en in ander opsigte is dit nou nie 'n goeie ding nie. So, dit is hoekom hulle sê, kinders grootmaak is nie kinderspeletjies nie, want jy weet nie hoe daai woorde wat jy sê, by hulle manifesteer en dan hulle realiteit vorm op die einde van die dag nie. En dit is ook hoekom daar gesê word, moenie sê, I told you so nie. So, iets anders wat 'n mens kan sê, wat ek raak gelees het, wat so waar is, rather admit you knocked on the wrong door, than staying in the wrong room for your entire life. En dit is ook iets wat 'n mens kan tuisbring by jou kinders, of enige iemand anders vir wie jy wil goeie raad gee. Dit is beter om op 'n stadium te erken as jy verkeerd was en dan jouself los te maak uit daai situasie uit, as wat dit is om aan te hou, net om nie te erken dat jy verkeerd was nie. Nou, mens kan baie lank oor dit gesels. Nou, iets anders wat ek ook wil graag met jou deel is die boekie wat Dr. Tommy Liebenberg geskryf het, The Power of the Green Bull. Is nie 'n vreeslike dik boek nie. Ek en my pa het in die week voor laasweek daaroor gesels. Nou, in kort waarop dit neerkom is dat 'n rooi bal is negatiewe kommentaar of opmerking en groen bal is 'n positiewe opmerking. En as iemand 'n rooi bal na jou toe gooi wat negatief is, dan vat dit 20 groen balle om daai negatiewe kommentaar nou weer gelyk te stel. Ongelukkig is dit hoe die lewe werk. As een persoon jou 'n belediging gee, dan onthou jy dit, maar as 20 mense vir jou komplimente gee, dan vergeet 'n mens vinnig daarvan, hè. En ek sien nou uit daarna, my pa het gesê hy gaan 'n bietjie moeite doen om daai boekie in die hande te probeer kry, want hy het dit by iemand geleen. En toe het hy met hierdie dokter Tommy Liebenberg kontak gemaak en hy gaan nou die boekie in die hande kry. So ek sien baie uit daarna om dit deur te lees en vir jou in meer detail te vertel, die konsep of dan nou die rede agter die titel, The Power of the Green Bull. En daar is so ontsettend baie wat 'n mens daaroor kan sê, en as jy dit jou eie maak en 'n bietjie oplet daarna, as 'n mens met almal rondom jou praat, in plaas daarvan om negatiewe kommentaar te lewer of om beskuldigend te wees, om dan eerder 'n groen bal te gooi, om eerder by oplossings te probeer uitkom. Eerder as wat 'n mens nou staan en stry oor 'n ding, sonder om by die oplossings uit te kom. Nou ja, dit is maar, glo ek wat baie politikuste doen. Hulle praat baie oor die probleem, maar hulle doen min om regtig die probleem op te los. So, dit bring my by die afsluiting vir vandag se video, wat gesê het, geloof en vrees is beide goeders wat jy nie eintlik kan sien nie, maar wat jy kies om in te glo. So jy moet kies in watter een jy gaan glo. Gaan jy glo in vrees of gaan jy glo in faith, nee? Faith or fear. So daar is ontsettend baie wat 'n mens oor dit kan sê, en elke dag is eintlik maar 'n keuse. En elke ding wat jy sê is ook 'n keuse. Gaan jy kies om faith te hê of fear? En dan, hoe spreek jy 'n probleem aan? Gooi jy rooi balle en maak die probleem net nog erger? Of groen balle om te probeer nader kom aan 'n oplossing? So daar is nou sommer vir jou 'n hele klompie goeders om oor na te dink, totdat ons dan nou weer gesels. En ek sal bly wees as jy my video like, subscribe en share en die belbutton druk. Oudergewoonte, net soos voorheen. Dankie, ons gesels binnekort weer.